Hartlik welkom liewe vriende vandag by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige dag is dit my voorreg om die woord van die Here met jou te deel. Ons is besig met ons reeks uit die saligsprekinge van Jesus uit die Evangelie van Matteus. En vanmôre is ons by deel 3. Ons lees saam Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, ons leef in 'n wêreld waar mense aangemoedig word om hulle self eerste te stel, om op te staan vir hulle regte en om altyd sterk en selfversekerd voor te kom. Daarom klink Jesus se woorde vreemd. Salig is die sagmoediges. Vir baie mense klink sagmoedigheid soos swakheid. Die wêreld sê, as jy sagmoedig is, gaan mense oor jou loop. Maar die Bybel leer ons heeltemal iets anders. Sagmoedigheid is nie swakheid nie. Sagmoedigheid is krag onder beheer. Dink aan 'n sterk perd wat getem is. Die perd het nie sy eie krag verloor nie, maar sy krag word nou beheer en doelgerig gebruik. So is dit ook met die gelowige. 'n Sagmoedige mens is nie iemand sonder krag of oortuiging nie. Dit is iemand wat homself onderwerp aan God en sy emosies, woorde en optrede onder die beheer van die Heilige Gees bring. Die sagmoedige persoon hoef nie altyd die laaste woord te hê nie. Hy hoef nie altyd sy eie sin te kry nie. Hy vertrou dat God in beheer is. Maar die grootste voorbeeld van sagmoedigheid is natuurlik die Here Jesus Christus self. In Matteus 11 vers 29 sê Jesus: Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Jesus was die Seun van God. Hy het alle mag in die hemel en op aarde besit. Tog was hy nederig. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Ons sien sy sagmoedigheid deur sy hele bediening. Hy het kinders verwelkom. Hy het tollenaars en sondaars ontvang. Hy het geduldig met sy disippels gewerk, selfs wanneer hulle hom nie verstaan het nie. Maar Jesus se sagmoedigheid beteken nie dat hy swak was nie. Toe die eer van sy Vader aangetas is, het hy die geldwisselaars uit die tempel verdryf en uitgejaag. Toe die Fariseërs huigelagtig opgetree het, het hy hulle openlik aangespreek. Jesus was nederig, maar hy was ook standvastig in die waarheid. Ware sagmoedigheid, geliefdes, beteken dus nie dat ons die waarheid prysgee nie. Dit beteken dat ons die waarheid in liefde uitleef. Jesus gee ook 'n wonderlike belofte, want hulle sal die aarde beerwe in ons teks van vandag. Die wêreld lyk dikwels asof die arrogantes, die magtiges en die grootpraters en die selfgesentreerdes wen. Maar God se koninkryk werk anders. Eendag, wanneer Christus terugkom, sal hy sy kinders verhef. Hulle sal saam met hom regeer in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Wat 'n troos om te weet dat ons nie nou hoef te beklei vir posisie, erkenning of mag nie. Ons kan rustig op die Here vertrou, want hy sal uiteindelik alles regstel. Liewe broeder en suster, hoe lyk sagmoedigheid in die praktyk? Dit beteken om geduldig met mense te wees. Dit beteken om vriendelik met jou naaste te praat. Dit beteken om by die werk nie vinnig kwaad te word of terug te slaan wanneer iemand jou onreg aandoen nie. Dit beteken om eerder te vra: Here, hoe wil U hê moet ek in hierdie situasie optree? Volg vandag die voorbeeld van Jesus. Vra die Here
om jou hart te vul met sy sagmoedigheid. Want waar Christus regeer, daar groei sagmoedigheid. En waar sagmoedigheid groei, daar word die karakter van Christus sigbaar. Kom ons bid saam. Onse troue God en hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag, wat ons uit genade uit die hand ontvang het. Dankie vir u woord, wat die waarheid is en goddelik geïnspireer is. Dankie dat ons deur u woord kan leer wat u wil vir ons lewe is. Laat ons ook elke dag in sagmoedigheid lewe en Jesus Christus in die oog hou as ons voorbeeld. Dankie vir hierdie dag, Here. Laat dit vir ons geseënd wees. Voorsien vir ons in alles om van te lewe en vul ons harte met u vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n wonderlike dag vir u.